Goeiemôre gemeente. Baie hartlik welkom by volgende se erediens. Dis vandag ook Moedersdag en dis nou nie 'n kerklike vakansiedag of iets wat ons kerklik vier nie, maar ek dink nie 'n mens moet geleentheid laat verbygaan om die rol wat moeders in jou lewe speel, jou moeder te ontken en te vier nie. En daarom het ek een van ons vroue dominees, Reti van Niekerk, het iets raakgeloop en sy het dit vertaal van Amy Young en sy sê 'n geseënde dag vir al ons moeders, vir julle wat geboorte geskenk het aan 'n kind, ons vier dit saam met jou. Nou en wel hier in 6 Mylespruit gebeur dit blykbaar nie baie nie, want ons doop min kinders, maar ons onthou nog elkeen die geboortedag van ons kinders saam met ons geliefdes. Die maas wat 'n kind verloor het, ons treur saam met jou. Vir julle maas wat elke dag met julle kleintjies in die loopgrawe is en die kenteken van kosvlekke op jou klere dra. Ons waardeer jou. Ons waardeer ook al die maas wat 'n nou en warm verhouding met hulle kinders het. Ons vier dit saam met jou. Nie almal is so gelukkig nie. Ons dink ook aan die maas wat teleurstelling, hartseer en afstand met hulle kinders beleef. Baie wat kinders en kleinkinders oorsee het. Ons sit by jou. Almal wat al hulle maas verloor het, ons treur saam met jou. En al die maas wat die bestuurslisensie toetse, mediese toetse en algemene toetse van moederskap beleef het. Ons is beter omdat jy by ons is. En ons dink aan al die maas wat vanjaar leer neste gaan hê. Ons treur en ons vier dit saam met jou, want dit is ook 'n oorgang as jou kinders uit die huis uit gaan. En hierdie Moedersdag stap ons saam met jou. Moeders is nie vir swakkes nie. Ons het helde in ons midde. So baie dankie aan al ons maas en ons vrouens. Ons vier ook hierdie wonderlike verhouding wat die Here vir ons gegee het. Ons het 'n hele paar afkondigings wat ons met julle wil deel. Hier's baie mense bo 70 wat hierdie week verjaar. Ek noem hulle maar so by die naam Petro Badenhorst, Jean Hay, Matilda Stein, Jack Smith, Attie Bester, Petro van der Merwe, Rina Boysen, Berna Neetling, Sybrand Burger, Mariana Picard en Isabel Smith. Baie geluk en ons is dankbaar dat die Here julle nog 'n jaar gespaar het en ook seën vir die nuwe jaar. Is die enige kinders in die erediens wat hierdie week verjaar? Want ek het lanklaas 'n suigstokkie uitgedeel, dit lyk my nie. Hier is iemand nie. As ons dit vir almal bo 70 gee, dan sal ons nie kan voorbly, lyk dit my nie. Ons dink aan ons volgende mense wat se gesondheid nie goed is nie. Anneke Jooste, Willem de Vos wat nog in die hospitaal is, Mywes Goosen en Hilda de Villiers. En ook Julie Friedrich se familie, sy is hierdie week oorlede. Daniel het vir my gesê sy was 95 jaar oud. Haar een dogter is reeds oorlede en haar ander dogter is in Nieu-Seeland. En ons is besig met die begrafnisreëlings, die van julle wat daar ook geken het. Dan na ons gewone aktiwiteite na die erediens en hierdie week is so 'n bietjie anderste. Donderdag is Hemelvaartdag. Ons het nie meer 'n vakansiedag nie, maar ons het wel Hemelvaartdiens 7:00 hier in die kerk. Dis blykbaar die tradisie dat die voortrekker kommando hierdie erediens bywoon. So die van julle wat ook dit wil bywoon, hier gaan 'n erediens wees om 7:00 donderdag aand hier in die kerk. En dan die groot afkondiging van ons bazaar. Dis Saterdag oor 'n week, die 27ste Mei. Johan het so 'n mooi bazaarboekie vir julle saamgestel met al die uitnodigings. Meeste van julle ken dit, want dit is die goeie resep van 6 Mylespruit se bazaar. Ons vra asseblief julle samewerking en help ons om dit 'n sukses te maak. Dis nie net om geld in te samel nie, maar die feit dat mense saamwerk, leer die ander mense ken en dat ons ook saam kuier. Onthou die tyd in COVID dat ons dit nie mag dit nie en hoe swaar dit was.
dat 'n bazaar 'n wonderlike kuiergeleentheid is. En dan ook broers en susters, die lamskaartjies is ook deel daarvan. En ons gaan volgende Sondag nagmaal vier, in plaas van die Sondag na ons bazaar, want dit is Pinksterdag, so volgende Sondag is nagmaal en die Sondag daarna vier ons Pinksterfees. Ons Pinksterdienste gaan ons hierdie jaar saam met Rooihuiskraal deel en net op 'n uitsending. Linda net vir ons die tema daarop sit. Die synode het gevra dat al die gemeentes saam die Ons Vader behandel en hierso het hulle dit vir ons aangestuur. Ons sal dit volgende week ook in die afkondigings vir julle sit. Ek dink is bietjie klein dat almal dit nie mooi kan lees nie, so ek lees dit vir julle. Ons Vader in 2023, geloofwaardigheid, gasvryheid, geloofsvorming en gawes. En dis Dr. Dieter de Bruin wat die preke gaan lewer. Ons Vader, 'n geloofwaardige verhaal God se genade vir almal Sondag aand. Maandag laat die naam geheilig word. Hemelse geloofsvorming. Dinsdag aand gee ons vandag ons daaglikse brood, gasvryheid of die vrye mark. En Woensdag aand 31 Mei, want aan U behoort God in die kunste en die kultuur. En ons sal die link vir julle aanstuur dat julle op so 'n manier kan inskakel. Die kerkraad het daaroor gepraat en ons het gedink in die aanloop tot die bazaar gaan dit baie wees om self ook Pinkster te hou. So ons skakel op hierdie manier in. Johan het ek alles gesê wat ek moet sê, is dit reg, want hier is so baie gewees. Broers en susters, vanoggend se temas gaan oor die gelowige Thomas. Ons praat dikwels van ongelowige Thomas, maar ons gaan dit vanoggend ook op 'n ander manier met julle deel. En telkens sal julle sien dat ons die twee dele van geloof, dat geloof en twyfel nie teenoor mekaar staan nie, maar dat dit mekaar aanvul. En daarom die tekste wat ek met julle gaan deel, ook ons votum of ons aanroeping om te sê hoekom ons hier is uit Psalm 73, sal julle hoor die teenstelling wat mens eintlik nie verwag nie. Die digter van Psalm 73, Asaf, begin deur te sê, God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheen, toe ek hulle voorspoed sien. Maar dan aan die einde van die Psalm, sê hy, maar wat my aangaan, dis my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel. Die psalmdigter is eerlik, dat hy sê, ek weet die Here is goed, maar op hierdie stadium worstel ek so 'n bietjie daarmee, want daar is dinge wat ek nie verstaan nie, ek twyfel. Maar tog het hy gesê, wat my aangaan, ek kies om by die Here te wees. En julle almal wat vanoggend in die erediens is en almal wat inskakel, het 'n keuse gemaak om na die woord van die Here te luister, om saam te kom as gemeente, om dit te vier, dat ons ook gekies het om naby die Here te wees. En daarom groet ek julle met die woorde van ons Here Jesus, vrede vir julle. Kom ons loof die Here met die volgende liedere, en julle sal sien in die liedere is ook die teenstelling. Ons gaan begin met daardie pragtige lied Vreugde, Vreugde, en daarna ook Ek was eensaam en verlaat en soos 'n wildsbok, en dan gaan ons ook later afsluit met die gebed van Koos Du Plessis. Kom ons staan en ons loof die Here met hierdie liedere. Alle eer aan die oorwinning.
Eers ons moet, ja. Gemeente, ervaar jy soms ook dat jou lewe uit pas uitraak? Dat jy voel van balans af? Partykeer is jy dalk te besig, dat jy voel jy kom nie by alles uit nie, jy raak gejaagd. Soms voel 'n mens nie lekker nie, op so 'n reendag wil jy eerder maar in die bed bly en niks doen nie. Ek het ook al gedink, soms staan 'n mens op met 'n wasgoed gemoed. Die van julle wat wasgoed ophang weet, jou gemoed is swaar. Die wasgoed is swaar, maar as die son skyn en die wasgoed raak droog, dan gaan dit beter. So, ons praat nie altyd daaroor nie, ons sê, ja, het gaan baie goed, niks fout nie. Maar die psalmdigters is nogal baie eerlik, soos ons nou Psalm 42 gesing het, gaan ek ook net 1 of 2 verse vir julle lees uit Psalm 42. Die ene wat al baie vir my beteken het, vers 5 wat sê, as ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. En net die volgende vers sê, waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. En ek wil jou uitnooi om vir 'n oombliekie
ook hierdie week voor jou te laat verbygaan. Vers 5 sê, as ek my lewe voor my laat verbygaan. Wat het hierdie week alles met jou gebeur? Wat was swaar? Die Opperman familie het hierdie week van oom Daan afskeid geneem. Dis 'n swaar week vir hulle. Ons deel nie altyd hierdie sorge of swaar met mekaar nie, maar wat 'n vreugdes kan ons ook met mekaar deel. So kom ons net 'n paar oomblikke in gebed, laat ons lewe vir hierdie week voor die Here verbygaan en daarna gaan ons Koos Du Plessis se gebed ook saam sing. Kom ons bid in stilte saam. Amen. In die gebed weet ons sê elke dag is 'n gedagte. En elke afdraai paadjie ken ek. Kom ons sing dit ook as 'n gebed saam voordat ons ook saam bid en die woord van die Here lees. Dankie. Gemeente, ek gaan nou 'n gebed saam bid. Dit kom uit die gebedeboek wat professor Piet Nodee saamgestel het. En die opskrif is die see bly die see. En hier hoor ons ook die polariteit van ons geloof en bid dit saam met my. Hemelse Vader, vandag dink ek aan Vincent van Gogh se woorde. Dit is so dat daar eb en vloed is, maar die see bly die see. Here God, U is vir my soos die see. My emosies wissel tussen springgety tot die laagste water. Maar U bly altyd dieselfde, maar nie soos 'n onbeweeglike rots nie, maar soos 'n getroue geliefde, soos die psalmdigter dit uitjubel, die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie.
Uit U liefde het ek tot die lewe gekom. Deur U liefde word ek gedra. Deur U liefde word ek altyd teruggeroep. Ek ken die dae van trane en die dae van vreugde. Skuldgevoelens en dankbaarheid. Oomblikke van mislukking, maar ook van sukses. Maar dit word alles omvou deur die troue standvaste liefde. En die enigste versoeking waarvoor ek mag swig, is dat ek soms wil twyfel aan die liefde. Dat ek dink, ek is so ver van U af, dat U my nie kan bykom nie. En my dan in selfbejammering wil onttrek van U genesende liefde. Om dit te doen, weet ek maar te goed, sal wees om in te beweeg in die duisternis van wanhoop. Maar Here, bron van liefde en goedheid, help my om nie die stormwinde van my daaglikse lewe onnodig te vrees nie. Maar laat my besef dat daar eb en vloed is, maar die see bly die see. En U bly God, en aan U liefde is daar geen einde nie. Amen. Gemeente, ons skriflesing is vandag uit Johannes 20. Ons gaan aan met die volgende gedeelte van waar ons verlede week opgehou het. En volgende week gaan ons uit Johannes 21, Jesus' ontmoeting met die disippels daar by die see van Galilea ook deel rondom die nagmaal. Ons gaan die 2 verse lees wat ons verlede week ook gelees het en mee afgesluit het. Johannes 20 vers 24 tot 31. Thomas, ook genoem Didymus, hy was heel waarskynlik een van 'n tweeling, een van die 12, was nie saam met die ander disippels toe Jesus daar aangekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merk van die spykers in sy hande sien, en my vinger in sy spykermerke steek, en my hand in sy sy nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer saam, en Thomas was by hulle. Die deure was op slot en grendel, maar Jesus het tussen hulle kom staan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en hou op om ongelowig te wees, maar word gelowig. Thomas het vir Jesus gesê, my Here en my God. Jesus se reaksie daarop was, glo jy nou dat jy klaar gesien het? Geseënd is hulle wat nie sien nie en tog geglo het. Jesus het nog baie ander wondertekens voor sy disippels gedoen. Daardie tekens is nie opgeskryf in hierdie boek nie. Maar hierdie tekens is wel opgeskryf sodat julle tot die geloof kan kom dat Jesus die Messias is, die Seun van God, en sodat julle deur aan te hou glo in sy naam die lewe kan hê. Ek weet nie by julle nie, maar gewoonlik in Pinkstertyd, as die seisoene wissel, dan kry mense 'n krappie in die keel, so verskoon maar as ek so nou en dan my krap moet help. Gemeente, ons sê dikwels sien is glo. Maar met ons geloofslewe is dit nie altyd waar nie. Maar daarom dat Jesus hierdie saligspreking ook bygevoeg het by sy saligsprekinge in die bergrede. En ons sien dit nie altyd raak nie, maar dit is vir ons geskrywe en dit is van waar van ons, want hy sê hierso vir Thomas, geseënd is hulle wat nie sien nie en tog geglo het. Ons het nie Jesus op aarde gesien nie, maar ons glo die woord van die Here deur die werking van die Heilige Gees, en daarom is ons vanoggend hierso. In hierdie Sondag tussen Paasfees tot by Pinkster behandel ons hierdie skrifgedeeltes waar Jesus telkens aan sy disippels verskyn, 'n liggaamlike verskyning. En daardeur wil Jesus sy disippels leer, hy gaan nie meer altyd fisies by hulle wees nie, en met hemelvaart vier ons die Here se weggaan van die aarde af in 'n
menslike herkenbare gestalte sodat die Gees altyd en oral by ons kan wees. Maar wat hy vir die disippels wil leer is, al sien jy nie Jesus by jou nie, weet hy's by jou. En dat die Gees ons herinner aan sy woorde. En dat ons daarom die Bybel lees en Jesus kan volg, al kan ons hom nie fisies as mens sien nie. En in hierdie hele gedeelte is hier 'n woordspeling tussen lig en duisternis. En dat Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld, en dat hy ons ook uitdaag om te sê, julle moet lig wees, laat julle lig skyn. Maar hier kry ons die disippels in 'n donker kamertjie. Hulle het ook geloofsbeerdkrag, hulle sluit die deur, hulle is bang. En hier verskyn die Here aan hulle agter hierdie geslote deure en hy spreek hulle aan. Gemeente, soms word in die kerk twyfel en geloof as teenoorgesteldes bekend gestel. Maar ons glo nie almal dieselfde nie, en ons glo nie almal ewe maklik nie, en ons twyfel ook nie dieselfde nie. Maar soms wil ons dieper weet. Soms soek ons die dieper waarhede, en daar's 'n ou gesang wat sê, hoe dieper ek poog te delwe, hoe meer bederf ontmoet ek soms. Maar die Here nooi ons uit, dat ons dieper kan delf. En miskien was Thomas een van daardie disippels wat gesê het, Here, ek wil meer hê, ek wil meer weet. En daarom dat hy as die twyfelende Thomas bekend geword het. God wat anders te optree as wat ek verwag. En daarom in die liedere wat ons gesing het, word dit ook verwoord, dat ons soms God nie reg verstaan nie, dat ons uitpas raak met die Here, en daarom ook met onsself en die mense rondom ons. Maar daarom, die twyfelende, ongelowige Thomas is miskien nie so ongelowig as wat ons dink nie. En daarom deel ek dit met julle vanoggend. En ek wil sê welkom by die TA byeenkoms, die twyfelaars anoniem. Want ons praat makliker oor ons geloof as ons eie twyfel en worstelvrae wat ons nie 'n antwoord oor het nie. Maar ek wil vir julle uit 'n ander rigting 'n voorbeeld noem wat vir ons help verstaan wat twyfel soms aan ons doen. Ek het 'n boek gelees van Barbara Taylor Brown wat gaan oor hierdie as jy begin twyfel in jou geloof. Die boek se naam is Learning to Walk in the Dark. En daar gebruik sy 'n voorbeeld van 'n restaurant in Switserland in Zurich wat bekend is as die blinde koei. Ek dink Amelia sal dalk weet van hom, want sy bly in Switserland. En dis 'n unieke restaurant, broers en susters. Daar's 'n fotootjie van hom. Dit het begin om werk te verskaf vir mense wat swaksiende is en wat blind is, om hulle te help. En dit het baie bekend geword, en dit werk so, die restaurant is pikdonker. En dat jy, as jy daar aankom, dan, of laat ek so sê, vir die kinders sal dit verstaan. Daar's 'n speletjie wat ons gespeel het toe ons klein was, en ek dink die kinders speel dit nou nog, dat jou oë toegebind word. Ons het dit blinde mol genoem, onthou julle dit nog? En dan roep die kinders om jou, en dan moet jy hulle probeer kry. Of ek het gesien die klein kinders speel dit in die swembad ook, en dan sê hulle Marco Polo, né? En dan moet jy die ander kry, maar jy moet jou oë toe hou. So in hierdie restaurant wat pikdonker is, dan kom jy aan. Hulle sê jy maak 'n treintjie, jy sit jou hande op die persoon voor jou se skouers, en die kelner lei jou na jou tafel toe. Soms kan jy 'n groep as 'n groep 'n tafel bespreek, en soms plaas hulle mense by jou tafel wat jy nie kan sien nie. En ek noem nou maar net 'n paar dinge. Julle
as julle meer belangstel, daar's 'n paar video's oor hierdie restaurant. Maar broers en susters, ek weet van julle wat ook al swaarsiende is. Dis moeilik om te eet as jy nie jou kos kan sien nie. So hulle sê die kelners het klokkies aan hulle voete dat hulle mekaar kan hoor en kan sien, dat hulle nie te mekaar vasloop nie. Maar dat hulle verskillende borde het waar hulle jou bedien, dat jy aan die rande kan voel, hierdie is vis of vleis of as jy 'n vegetariese gereg bestel het. En as hulle jou kos vir jou bestel of bedien, dan sê hulle vir jou meneer en mevrou, jou vleis is op 9 uur en jou ertjies, ek dink nie hulle bedien ertjies nie. Hulle sê vir jou waar jou kos op jou bord is, want jy kan dit nie sien nie. En ek dink die kinders sal dit geniet. Hulle sê hulle het agtergekom, meeste mense het na eerste probeerslag die mes en vurke neergesit en met hulle hande begin eet, want niemand kan jou mos sien nie. As ek dink hoe my kleindogter haar pasta so eet met haar hande. Maar broers en susters, om jouself in te dink, ons is so gewoond om te sien. En hulle sê ons samelewing is 70% gefokus op wat jy sien en dat jy daarop reageer. En nou is die ding, as dit donker raak in jou geloofslewe, soos Thomas ervaar het, wat maak jou, wat help jou om weer te sien, en dat jy besef, dat die Here vir ons ander sintuie ook gegee het. En daarom hierdie wonderlike saligspreking wil ek weer herhaal. Glo jy nou, nadat jy klaar gesien het, geseënd is ons, wat nie sien nie en tog glo. En daarom broers en susters, die belangrikste oor twyfel is hierdie twee dinge. My bereidheid om oor my twyfel te praat, om ook te erken, ek twyfel soms, ek raak uit pas uit met die Here, en soms ook met 'n vertroueling, 'n mens basyn dit dikwels nie op 'n openbare ruimte uit nie, maar ook die tweede is die openheid om te getuig as ons die wonde van Christus sien en die Here ons geestelike wond ook aanraak. En dit doen Thomas inderdaad, dat hy sy twyfel met die ander disippels deel. Dat hy sê, as ek nie sy wonde sien nie, as ek nie dit kan voel nie, dan gaan ek nie glo nie. En daarom dat ek uit die psalms ook vir julle gelees het, want die psalmdigters is baie eerlik. Daar's baie psalms wat worstelpsalms is, wat sê, Here, hoe lank nog, voordat U my antwoord? Waarom, Here? Psalm 42, Psalm 73, waarmee ek begin het. Wat mense sê, Here, ek kry swaar, ek is in die donker, help my. En dink maar uit Psalm 130, uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, wat ons vroeër so gesing het. En Jesus het Thomas gehelp om te sê, bring jou vinger, kom steek dit hier in my wond. Want twyfel is ook 'n wond, gemeente. Nie 'n liggaamlike wond nie, maar 'n geestelike wond. Want Jesus moes self aan die kruis sê, my God, waarom het U my verlaat? Ek het verlate gevoel. In Getsemane moes die Here worstel en sê, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. En daarom kan ons twyfel deel ook in ons gebede, om te sê, Here, help my om te glo, soos daardie pa van die kind wat besete was, wat sê, Here, ek glo, kom my ongeloof te help, dat die Here ons uitnooi om dit te doen. En daarom, dis wat Jesus vir Thomas doen, om te sê, kom voel my wonde. Jesus word nie herken aan sy gesig, en sy stem dadelik nie, maar veral aan sy unieke wonde, aan sy polse en aan sy sy, maar hulle bloei nie meer nie. En die wonderlike boodskap wat Petrus op Pinksterdag verkondig het, sê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Verlossing, maar ook van twyfel. En gemeente, hierdie is 'n skildery van Caravaggio, as ek dit reg uitspreek.
Nou ons moet onthou in die middeleeue, dis eers nadat die boekdrukkings uitgevind is dat die Bybel meer beskikbaar was dat mense die Bybel kon lees en nie baie mense kon lees in daai tyd nie. Dat hulle eerder in 'n skildery dit gesien het, soos ons maar meer op die televisie sien as wat ons radio luister. Maar hierdie is 'n teks wat ons kan sien. En die Nuwe Testamentikus Ben Myers het dit so saamgevat en ek lees maar sy kommentaar en sien dit raak. Hy sê, "This is one of my favorite paintings. It's so astonishing, so shocking, almost unbearable. Jesus' own participation in the action, gently pulling back his clothes, bearing the wound, guiding Thomas' hand, looking down attentively at the inserted finger. Jesus' involvement is so intimate and so vulnerable and so exposed that I can hardly bear to look. But then, within the other onlookers, the two disciples in the background, it's also impossible to look away." Sien jy iets daarvan raak? Die Here wat Thomas se hand nader trek en sê, voel. Maar hoe genees die Here ook vir Thomas, broers en susters, en ons sien dit nie altyd in die teks raak nie. Deur nie aan hom te verskyn toe hy dit aan sy mededisippels gesê het nie. Uit die 4 evangelies, soos ons dit noem, het die kommentatore 'n tydlyn saamgestel. Ons weet op haar eerste Sondag het Jesus aan die disippels verskyn wat ons verlede Sondag gelees het. Hy het aan Maria by die graf verskyn, by die oop graf, en ook aan die Emmausgangers. Maar in die volgende 8 dae het Jesus aan niemand verskyn nie. Hoekom sê ek dit vir julle? Daar was niemand wat vir die Here Jesus kon sê, Here, kom help net bietjie vir Thomas. Hy het gesê, as hy nie sy vinger in die wonde drink nie, gaan hy nooit glo nie. Niemand kon dit vir Jesus sê nie. En toe Jesus hier aan die disippels verskyn en Thomas is by, toe besef hy, die Here het my gehoor toe ek my twyfel gedeel het. En daarom dat hy my nooi om te sê, kom voel. Dat hy nie sê, nou het ek gesien nie, maar ek is gesien deur God. Toe ek gedink het, hy sien my nie raak nie, hy hoor nie my twyfel en my worsteling nie. Ek is gesien. En is dit nie 'n wonderlike wete vir elkeen van ons nie? Ons sê dit dikwels nie vir ander mense nie, maar die Here hoor en hy sien my. Jesus het nie aan my getwyfel nie. En broers en susters, hy ken my by die naam. Hy sien my ook, maar hy sien ook my wonde en my twyfel. Maar dis 'n troos, maar ook 'n uitdaging. En daarom, om prakties te wees, broers en susters, hier is 5 goeie geestelike gewoontes. Ek speel nou maar so met die gees, dat julle dit ook maklik kan onthou. En ek deel dit nou telkens met hierdie paradoks van teenstelling van twyfel en glo. Ons gevoel is 'n wonderlike gawe wat die Gees vir ons gegee het. En deel van die vrug van die Gees is vriendelikheid, vreugde. Vreugde het ons net nou gesing. Vriendelikheid en vrede. Maar selfbeheersing is ook deel van die vrug van die Gees. En soms is ons geneig, as ek my gevoel verloor, om op te hou doen wat ek moet doen. Die van julle wat sportmanne is of was, of sportvroue, weet 'n atleet oefen nie net die dag as hy of sy so voel nie. Daar is dae wat jy jouself moet uitsleep om te oefen. Anders sal jy nooit iets bereik nie.
En daarom is dit belangrik dat die vrug van die Gees is ook selfdissipline, dat ek hierdie dinge doen. En die eerste ene wat ek wil onderstreep is gelowiges hou mekaar vas. Die krag van by mekaar wees, die krag van 'n erediens, van mekaar groet, mekaar raak sien, vra, hoe gaan dit? Saam feeste hou soos 'n bazaar, die Pinksterfees. Ons het die gedwonge isolasie beleef in COVID-tyd, wat elkeen in sy eie hoekie was. En dat Thomas hier weggeraak het, maar dat die gelowiges mekaar vashou, dat die ander disippels hom gaan haal het. Gemeente, ons meet ons soms as 6 Myl Spruit aan ander groot gemeentes en sê ons is nie so groot soos die ander gemeentes hier rondom ons nie. Ek dink Moraletta is seker die grootste NG Kerk in die land en KSM ook. Maar as jy groot is, het jy kans vir diversiteit. Jy kan verskillende eredienste hou, verskillende musiekbedienings hê. Maar het julle geweet dat 80% van gemeentes oor die wêreld heen het minder as 200 mense op 'n Sondag aan die erediens. 80% is 'n onderskeiding, is dit nie? Ons moet nie ons meet aan die groter gemeentes om ons nie, maar weet 6 Myl Spruit is 'n unieke, sterk klein gemeente. En deel van die sterkpunt is die persoonlike verhoudings, dat jy die mense om jou ken, want jy sit baie keer of meestal op dieselfde plek in die kerk. Jy kan die mense rondom jou by die naam groet. In 'n groot gemeente sit jy elke keer langs iemand anderste. En as jy na die verskillende dienste toe gaan. So dit is 'n voordeel, maar die voordeel van 'n kleiner gemeente is hierdie intimiteit, die by mekaar hou, dat jy kan sien, maar iemand is nie hier nie, en dat jy omgee en vra, as jy siek, het daar iets gebeur. En dit het hier ook met Thomas gebeur, dat die disippels hom gaan haal het, dat hy weer by mekaar was. Die tweede is gebed, broers en susters. Ons moet nie net bid as ons so voel nie, want dan sal ons min bid. Die pa het vir sy dogtertjie gevra, het jy vandag gebid? Toe sê sy, papa, ek het niks vandag nodig nie. Ons skryf nie toets nie, daar is nie moeilikheid nie. Ons bid nie net wanneer ons in die moeilikheid is nie. Maar dat ons ook in ons persoonlike gebed hierdie vrae kan vra, dat die ons Vader vir ons sê, ons kan die Here loof, ons kan bid dat sy koninkryk kom, ons kan ander vergewe, ons kan bid vir ons daaglikse brood. Ons moet dit daagliks doen. Maar ons moet ook bid vir mekaar, vir die nood van die wêreld. Ons geloof is nie net 'n persoonlike saak nie. Ons is ook 'n gemeente wat 'n verskil maak in die omgewing hier om ons. En dan, broers en susters, getuig. Jy twyfel nie oor alles nie. Getuig waar jy die werking van die Heilige Gees in jou lewe ervaar, waar hy jou troos, waar hy uitkoms gee, waar hy jou lei. As ek dit raak sien, dan raak my twyfel minder. Ek het al met julle gedeel dat Amorey, toe sy nog by RSG was, met Johannes de Villiers gepraat het, wat hy gesê het, hy's 'n blydskapsnavorser. Dat nie vertel vir jou alles wat verkeerd gaan, maar dat ons ook moet raak sien wat regloop, wat goed is, waaroor ons bly kan wees. Ek het ook gedink, broers en susters, twyfel is soos beerdkrag. En soms sit ons in die donker, en jou kos is koud, en jou batterye is pap. Dit is waar. Maar wat doen jy as jy krag het? Wat doen jy as jy geestelike krag het? Waarvoor gebruik jy jou krag? Hoe laat jou lig skyn? En hoe getuig ons om te sê die Here is goed vir my? En dan ook, broers en susters, 'n gewone dankie. Om dankie te sê vir 'n gebedsverhoring, 'n kersie aan te steek en sê, dankie Here, U het my deur hierdie week gedra. Dit was 'n moeilike week. Dankie vir daardie uitkoms. Dankie vir nuwe lewe na gesondheid, wat ek 'n operasie moet ondergaan, waar ek behandeling moes kry. Ons koster wat sê, hy kan nou weer mooi sien na sy oogoperasie, katarakke is verwyder.
Jan, ons vier dit saam met jou, want dis wonderlik dat die Here ook deur die tegnologie en medikasie werk en jou weer laat sien. Maar dan, broers en susters, moet ons in die teks raak sien hierdie geloofsverklaring wat Thomas doen. Wat hy sê, my Here en my God. Na Jesus sy wonde vir Thomas gewys het, daag hy hom uit om te sê, moenie langer ongelowig wees nie. Glo. Want ek dink ons ken almal mense wat sê, ja, jy het hierdie vraag beantwoord, maar ek wil net nog dit vra en wat hiervan en wat daarvan dat broers en susters, ek dink mense moet soms met die telebemarker so maak om vir hulle net nog vrae en vrae te vra. Ek het 'n vriend wat op 'n keer toe hy gery het en hulle hom gebel het, dan vra hy dit. Toe het hy 'n halfuur met hulle gesels, maar hy wil nie iets by hulle koop nie. Maar toe hy vir hulle vra, maar kan hulle hom help as hy op die swart lys is, toe sit hulle ook die telefoon neer. Ergens moet 'n mens ook 'n besluit neem om te sê, ten spyte van wat ek nie weet nie, vertrou ek die Here. En dit is wat Thomas doen. Thomas se geloofsbelijdenis is nie net om net nog 'n vraag te vra nie, maar hy ervaar die Here se genade. Ek is gesien. En ons kan van gelowige Thomas praat, want hy is die eerste disipel wat hierdie geloofsbelijdenis uitspreek en ons moet dit raak sien. My Here en my God. Vir 3 jaar lank het hulle al vir Jesus Here gesê. Maar hier sê hy ook vir hom, my Here en my God. Jesus is ook God. Hy is die een wat opgestaan het. Hy is die een wat die dood oorwin het. Jesus se hande wat hom vasgehou het, help hom uit die donker te kom na die lig toe. En geloof is nie 'n vyand van sien nie, maar dit begin by sien. Daarom was die kwalifikasie vir 'n apostel hulle wat Jesus self gesien het en sy woorde gehoor het. Maar die uitdaging moenie langer ongelowig wees nie. Want die Here is 'n Here wat ons sien, wat ons hoor. Hy is 'n Vader wat vir ons sorg, wat nie vir ons 'n slang sal gee as ons brood vra nie. Ons lewe in 'n stad waar baie mense wegkruip tussen ander mense, wat dink hulle word nie gesien nie, en ons is soms ons eie tweeling. Ons is ou mense, ons is nuwe mense, ons verloor soms ons balans, ons raak uit pas uit. En soms beland ons in die donker kamer van twyfel, as ek nie meer kan sien nie. Maar die Here het ook vir ons ander sintuie gegee, en die van julle wat moeilik sien, sal dit weet. Ek het ore om te hoor. Ek kan die Bybel nie hoor. Ons het 'n mooi geloofsverhaal van Linda se pa, was Dominee Karel Stroewig. Hy het vir baie jare die Bybel gelees. En toe kry hy ook makulêre degenerasie. Hy kan nie meer sien nie. Toe begin hy die Bybel oor met die bandjies luister en later met CD's. En sy getuienis was dat hy verse gehoor het wat hy nooit met sy oë in die Bybel raak gesien het nie. Die Here gee vir ons ore. Die Here gee vir ons neuse om te ruik. As ons volgende Sondag in die kerk instap, dan ruik jy die wyn, jy kan die brood sien, jy kan die brood proe. Dat ons op ander maniere in ons geloof versterk word. En daarom dat die Here ons uitnooi om ook saam met Thomas hierdie belydenis te doen en uit te roep en te sê, my Here en my God. En ek wil jou uitnooi om dit vanoggend ook op 'n besondere wyse saam te doen. Amen. Gemeente, die professor Cas Weppener het in sy boek oor die liturgie hierdie pragtige geloofsbelijdenis
met ons gedeel. Hulle noem dit die Spaanse geloofsbelijdenis. En julle sal sien hoekom ek dit vanoggend met julle deel. En ek nooi julle as gemeente, ons as gemeente om dit saam te sê en dit te deel. So kom ons begin saam. Ons glo in God die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, skepper van alle nasies en kerke, skepper van alle tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus, sy seun, ons Heer. God wat vlees geword het as 'n mens vir die mensdom. God wat vlees geword het in 'n tyd vir alle tye. God wat vlees geword het in een kultuur vir alle kulture. God wat vlees geword het in liefde en genade vir heel die skepping. Ons glo in die Heilige Gees, deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak in ons lewens en in ons kulture. Deur wie God, die skepper wat alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word. Wie se oneindige gawes ons een liggaam maak, die liggaam van Christus. Ons glo in die kerk, wat universeel is omdat dit die teken van God se heerskappy is, wie se getrouheid in al sy skakerings vertoon word, waar al die kleure saam met een landskap teken en alle tonge dieselfde lof besing. Ons glo in die heerskappy van God, die dag van die groot fiesta, wanneer al die kleure van die skepping in 'n harmonieuse reënboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan 'n vreugdevolle feesmaaltyd, wanneer alle tonge van die heelal dieselfde lied sal sing. En omdat ons glo, verbind ons om te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie, om te droom vir hulle wat nie droom nie, tot die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Amen. Kom ons gee 'n paar oomblikke ook van stil gebed. Dankie Here Jesus dat U ons ook gesien het, dat U ons twyfel soms hoor, en dankie dat ons mekaar kan vashou. Ons eer U vir U getrouheid, en dat U ook deur U Godverlatenheid heen getrou was tot in die dood, dat U opgestaan het, en dat U ook deur U woord vanoggend aan ons verskyn het. Here, help ons ook om ander twyfelende Thomasse te begelei met liefde en deernis, om ook te weet, U het ook ons twyfel aangeraak. Dankie dat ons kan bid vir ons land en die uitdagings wat daar is oor die krag en die ekonomie en die swak rand. Gemeentes wat swaar kry, mense wat hulle werk verloor en wat swaar kry, almal wat siek is. Here, so kan ons aangaan. Dankie dat U dit weet en dat ons ook as gemeente mekaar kan vashou deur vir mekaar te bid en om te gee. Dankie dat ons ook in hierdie donker tyd ons lig kan laat skyn. Dankie vir daardie genade, Here. Amen. Ons gaan nou die Here dien met ons offergawes en Salome het gevra dat al die kinders en jong mense haar sal help. Is 'n verrassing wat sy by die deure wil uitdeel. As julle net na die deure hier buite kan gaan asseblief, baie dankie.
Baie dankie Alta en Sheila wat saam met ons sing. Vir Jan wat die gebou vir ons oopsluit, die werkers wat dit vir ons skoon hou, vir almal wat die tee bedien, vir Johan en Jackie wat baie moeite met die afkondigings maak. Broers en susters, dit is 'n spanpoging om 'n erediens aan te bied. Dit gebeur nie sommer net so van self nie. En vir Morney daar agter en vir Linda wat ook hier help met die bord. Baie dankie dat julle ook op so 'n wyse die Here dien. Kom ons sluit af met hierdie lied 590. Het jy gehoor dat eenmaal hier alles nuut sal staan? En die tweede vers wat ek sê, glo jouself deur jou twyfel heen. Kom ons sing hierdie twee verse ook as 'n antwoord op die woord van die Here. Ek stuur julle uit met die Fransiskaanse seën wat sê, mag God jou seën met 'n ongerusheid of 'n heilige onrus oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy werklik diep en vol mag leef. Mag God jou seën met woede oor onreg en uitbuiting van mense, sodat jy sal werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag God jou seën met trane vir hulle wat ly onder siekte, hongersnood en oorlog, sodat jy bereid sal wees om jou hand uit te steek en hulle te troos en hulle lyding sagter te maak. En mag God jou seën met genoeg dom astrandheid, sodat jy kan glo dat jy werklik 'n verskil kan maak in hierdie wêreld en so glo wat ander glo nie gedoen kan word nie. Amen.